Welkom by 'n oomblik in die woord saam met Dr. Raymond Lombard, waar hy ons in die volgende 365 dae deur die hele Bybel neem, Oud en Nuwe Testament. Gaan vandag na raymondlombard.com, kry jou Bybel leesprogram en volg saam deur 'n oomblik in die woord. Geniet dit. 1 Samuel hoofstuk 18. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. En Saul het hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. Toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit, wat hy aangetree het, en hy gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. En Dawid het uitgetrek. Oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig, sodat Saul hom oor die krygsmanne aangestel het, en dit was goed in die oë van die hele volk, en ook in die oë van die dienaars van Saul. En toe hulle tuis kom, en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn verslaan het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel, met sang en koordanse, met tamboeryne, met vreugde geroep en met triangles koning Saul tegemoet. En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy 1000 verslaan, maar Dawid sy 10.000. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê, hulle het Dawid die 10.000 gegee, maar my die 1000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. En van die dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek. Maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul gewyk het. Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder en hom aangestel as sy owerste oor 1000, sodat hy voor die manskappe uit en ingegaan het. En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy vir hom bang geword. Maar die hele Israel en Juda het Dawid liefgehad, want hy het voor hulle uit en ingegaan. Verder het Saul vir Dawid gesê, hier is my oudste dogter Merab, haar sal ek aan jou as vrou gee, want wees net vir my 'n dapper man, en voer die oorlog van die Here. Want Saul het gedink, laat my hand nie teen hom wees nie, maar laat die hand van die Filistyne teen hom wees. Maar Dawid het vir Saul gesê, wie is ek? En wat is my familie, die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word? Maar teen die tyd dat Merab, die dogter van Saul, aan Dawid moes gegee word, is sy aan Adriel, die Meholatiet, as vrou gegee. Maar Michal, die dogter van Saul, het Dawid lief gekry. En toe hy dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oë reg. Want Saul het gedink, ek sal haar aan hom gee, dat sy vir hom 'n stryk kan wees, en dat die hand van die Filistyne teen hom kan wees. Daarom het Saul vir Dawid gesê, vir die 2de keer kan jy vandag my skoonseun word. En Saul het sy dienaars bevel gegee, spreek met Dawid in die geheim en sê, kyk, die koning hou van jou, en al sy dienaars het jou lief. Word nou maar die koning se skoonseun. Die dienaars van Saul het toe die woorde voor die ore van Dawid gespreek, maar Dawid het gevra, is dit 'n kleinigheid in julle oë om die skoonseun van die koning te word, terwyl ek 'n arm en geringe man is? En die dienaars van Saul het hom dit meegedeel, sulke woorde Dawid gespreek. Toe sê Saul, so moet julle aan Dawid sê, die koning het behaag in geen ander bruidsprys as 100 voorhuide van Filistyne nie, as wraakneming op die vyande van die koning. Saul het naamlik daarop gereken om Dawid te laat val
deur die hand van die Filistyne. Toe sy dienaars hierdie woord aan Dawid meedeel, was die saak reg in die oë van Dawid, om skoonseun van die koning te word. En voordat die dae verstreke was, het Dawid hom klaargemaak en met sy manne uitgetrek. En hulle het 200 man onder die Filistyne doodgeslaan. En Dawid het hulle vooruit gebring en dit is voltallig aan die koning afgegee, sodat hy die koning se skoonseun kon word. Daarop het Saul aan hom sy dogter Michal as vrou gegee. Toe Saul sien en merk dat die Here met Dawid was en dat Michal die dogter van Saul hom liefhet, het Saul nog meer bevrees geword vir Dawid. En Saul het Dawid se vyand geword al die dae. En die vorste van die Filistyne het uitgetrek, en so dikwels as hulle uittrek, het Dawid meer voorspoed gehad as al die dienaars van Saul, sodat sy naam hoog geëerd was. 1 Samuel hoofstuk 19. Daarna het Saul met sy seun Jonathan en met al sy dienaars gespreek om Dawid dood te maak. Maar Jonathan, die seun van Dawid, van Saul, het baie van Dawid gehou. En Jonathan het dit aan Dawid meegedeel en gesê: "My vader Saul soek geleentheid om jou dood te maak. Pas dan nou môre vroeg op en hou jou verborge en steek jou weg. Dan sal ek uitgaan en langs my vader gaan staan in die veld waar jy is. En ek sal met my vader oor jou spreek, en as ek iets sien, sal ek jou dit meedeel." Jonathan het toe goed aan Dawid gespreek by sy vader Saul en vir hom gesê: "Laat die koning hom tog nie besondig aan sy dienaar Dawid nie, omdat hy nie teen u gesondig het nie, en omdat sy handelswyse u geheel ten goeie kom. Hy het sy lewe gewaag en die Filistyn verslaan, en die Here het aan die hele Israel 'n groot oorwinning besorg. U het dit gesien en u was bly. Waarom sal u dan aan onskuldige bloed u besondig deur Dawid sonder oorsaak dood te maak?" En Saul het vir Jonathan geluister en Saul het gesweer: "So waar as die Here leef, hy sal nie gedood word nie." Daarop het Jonathan Dawid geroep en Jonathan het al hierdie woorde aan hom meegedeel. En Jonathan het Dawid na Saul gebring en hy was vir hom soos gister en eergister. En toe daar weer oorlog kom, het Dawid uitgetrek en teen die Filistyne geveg en 'n groot slag onder hulle geslaan, sodat hulle voor hom uitgevlug het. Maar 'n bose gees van die Here het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel. Toe probeer Saul om Dawid met die spies teen die muur vas te steek, maar hy het vir Saul gekoets, sodat hy die spies teen die muur vasgooi. Dawid het gevlug en daardie nag vrygekom. Maar Saul het boodskappers na Dawid se huis gestuur om hom te bewaak en om die môre vroeg dood te maak. Maar sy vrou Michal het dit aan Dawid meegedeel en gesê: "As jy nie vandag jou lewe red nie, word jy môre gedood." Michal het Dawid toe deur die venster laat afsak en hy het weggegaan en gevlug en vrygekom. Daarop neem Michal die huisgod en lê dit op die bed neer. Sy sit die net van die bokhaar aan sy kop in en bedek dit met 'n kombers. Toe Saul dan boodskappers stuur om Dawid te gaan haal, sê sy: "Hy is siek." Daarop stuur Saul die boodskappers om Dawid te besoek met die opdrag: "Bring hom met bed en al na my toe, dat ek hom kan ombring." Toe die boodskappers inkom, lê die huisgod daar op die bed en die net van bokhaar aan sy kop in. En Saul sê vir Michal: "Waarom het jy my so bedrieg en my vyand laat gaan, sodat hy vrygekom het?" Maar Michal het Saul geantwoord: "Hy het vir my gesê, laat my gaan, of ek maak jou dood." Intussen het Dawid gevlug en vrygeraak en by Samuel in Rama gekom en hom meegedeel alles wat Saul hom aangedoen het. Toe het hulle saam met Samuel weggegaan en hulle het in Najot gebly. En aan Saul is meegedeel en gesê: "Kyk, Dawid is in Najot by Rama." Toe stuur Saul boodskappers om Dawid te gaan haal, maar toe hulle die skare profete sien profeteer, met Samuel as leier aan die hoof, die gees van God oor die boodskappers van Saul gekom, sodat hulle ook geprofeteer het.
Toe hulle dit aan Saul meedeel, het hy ander boodskappers gestuur, maar hulle het ook geprofeteer. En Saul het die derde keer weer boodskappers gestuur, maar hulle het ook geprofeteer. En hy het self ook na Rama gegaan en by die groot put gekom wat by Sego is, en gevra en gesê, waar is Samuel en Dawid? En hulle antwoord, daar in Najot by Rama. Hierop gaan hy daarheen, na Najot by Rama. Die gees van God het ook oor hom gekom, sodat hy aldeur geloop en geprofeteer het, totdat hy in Najot by Rama aangekom het. Hy het ook self sy klere uitgetrek, en ook voor Saul geprofeteer en ontbloot neergeval, daar die hele dag en die hele nag. Daarom sê hulle, is Saul ook onder die profete? Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons vertrou dat die woord vir jou tot seën was. Skakel gerus môre in waar ons verder lees in die woord.